Goeiedag almal en baie welkom by In die Tunnel en ons gesels internasionale sport. Ons kyk wat oor die naweek gebeur, Saterdag en Sondag. Dit is wêreldwyd reg oor die wêreld en daar's 'n klomp sportaksie steeds. Ons kom baie naby aan Kersfees en Nuwejaar nou, maar die rugby tokse, soos hulle in Engels sê, die rugby skoene word nog aangetrek en daar's ander sport wat ook plaasvind, sommer so oor die feestyd en daar's groot rugby. Ons is gewoond gewees in Desembertyd altyd in die suidelike halfrond, was dit krieketyd, maar nou is dit rugbytyd ook en dit is rugby waarna ons gaan kyk, ook sokker in Engeland gaan die Engelse Premier Liga voort, groot wedstryde wat oor die naweek ook gaan plaasvind. As golf in Mauritius, dis deel van die DP Wêreldtoer en dan is daar ook boks, as mens dit 'n boks kan noem, ons sal daaroor gesels. Dit is Anthony Joshua en Jake Paul wat boks, so hulle boks oor 8 rondes, is amptelike boksgeveg, maar ons gaan daaroor ook gesels. En kom ons begin met die rugby, ons kop af, dit is 'n rugby seisoen wat deurtrek, die spelers wil hopelik ergens 'n breek kry om dan regtig 'n Kersfees en 'n Nuwejaar te kan geniet, maar daar's twee groot wedstryde, dit is die Bulls teen die Sharks wat speel en dan ook die Stormers wat speel teen die Lions. So dit is twee groot derbies soos hulle sê. Om die waarheid te sê, in die Verenigde Rugby Kampioenskap, dis waaroor ons praat, is daar 'n klomp derbies en dit is Suid-Afrika se spanne teen mekaar en Skotland en Italië se spanne speel ook teen mekaar in derbies, maar dit is Wales en Ierland se spanne wat so oor kruis teen mekaar speel. So daar's dan so hier en daar, dis nie net derbies wat gaan plaasvind nie. Maar kom ons kyk wat in Suid-Afrika gebeur. So ons is gereed om uit te draf hier in die tunnel. Ons het ons deep heat aangesmeer so saam met die spelers en dit is eerstens Saterdag is die eerste wedstryd in Kaapstad. Dit is die Stormers teen die Lions. Dit is 'n 3:30 afskoptyd en dit is Kaapstad Stadion. Stormers wat 'n baie goeie begin het in die seisoen sover. In die Verenigde Rugby Kampioenskap het hulle nog nie 'n wedstryd verloor nie. Die Lions het so 'n bietjie op en af gegaan, maar die Lions het baie goed gevaar en natuurlik in die laaste Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd vir die Bulls geklop op Loftusversveld. So dis 'n goeie wen gewees vir die Lions. Hulle sal baie selfvertroue hê om teen die Stormers te speel. Wat 'n lekker vooruitsig is al die Springbokke sal waarskynlik beskikbaar wees om te speel. Uiteraard die Springbokke wat deur die jaar vir Rassie Erasmus baie beteken het vir 'n Springbokjaar wat baie suksesvol was. Maar kom ons hoor wat sê Mike Potgieter en Mike het 'n bietjie gesels en ons het gesels oor die Stormers en die Lions. Maar Verenigde Rugby Kampioenskap rugby in Desember in die Kaap. Dit is ongewoon, maar dit is Kerstyd, dis vakansietyd en 'n lekker wedstryd. Dit is die Stormers wat speel teen die Lions. Kerstyd, die Lions waarskynlik in rooi speel, so daar's 'n bietjie Kersfees ingemeng. Maar die derbies, en dis wat dit is. Dit is altyd harde rugby daar. Nou Suid-Afrikaanse spanne kyk mekaar diep in die oë en dit gaan waarskynlik die geval wees, verseker die geval wees. Ja, ek kry die gevoel dat wanneer Suid-Afrikaanse spanne teen mekaar speel, is daar amper daai proefgevoel teen Ja. ek speel hier teen 'n Springbok wat gekies is bo my en ek wil net wys ek is beter as hy. So jy lig jou game net so bietjie meer. Ongeag of dit nou 'n feestelike familieervaring is al dan nie, die oorlog is tussen die vier wit lyne. En ek moet vir jou sê, ek sit en kyk so 'n bietjie na die statistieke oor die Verenigde Rugby Kampioenskap en ons het al baie keer daaroor gesê, dit voel asof daar nie meer 'n seisonale tyd vir 'n wintersport wat rugby gewoonlik was is nie. Want die twee spanne in die Stormers en Lions het mekaar juis vroeër die jaar die 15de Februarie in die vorige Verenigde Rugby Kampioenskap ontmoet en toe is dit juis die Lions wat koning gekraai teen die Stormers daar op Ellis Park. So kom ons kyk of die Stormers die bordjies kan verhang hier. Ja, en in die Verenigde Rugby Kampioenskap het die Stormers 'n briljante begin. Hulle is onoorwonne. Dit is op die spel in Kaapstad. Energie of positiewe denke wat die Lions na toe kan teruggaan en sê, hulle kan vir hulle self sê, as ons die bulle op Loftus geklop het, kan ons verseker Kaap toe kom en dieselfde doen in Kaapstad. Definitief, die een sterker punt wat ek wil sê die Stormers of voordeel wat die Stormers het oor die Lions is die feit dat hulle Springbokke terugkry. Nou, hulle kry sterspelers terug. Hulle kry vir Damian Willemse, Kobus Reinagh, al daai manne wat nou begin terugkom het in die Stormers stelsel die vorige week ook. En dit is dink ek waar die groter voordeel vir iemand soos die Stormers gaan lê teen die Lions. Die Lions het nie daai Springbok spelers in hulle midde nie. Die teendeel daarvan wil ek sê, die Lions het die voordeel van hulle het nie baie spelers verloor in 'n internasionale seisoen nie. Dis 'n groep wat baie langer bymekaar is. Ja, dit is altyd die derbies is altyd interessant. Net so laastens die Stormers se verdediging beïndruk. Hulle het gemiddeld 10 punte per wedstryd die afgelope 7-8 wedstryde afgestaan. Dis 'n groot komponent van jou sukses, nee. Ja, ek dink dit is die een ding wat die Stormers gewys het in hierdie seisoen is dat hulle verdediging eintlik gebruik as 'n aanvalsmiddel, want jy frustreer die oppositie so deur nie te kan kom deurkom nie. En ek sien juist daar was 'n artikel
artikel geskryf oor die sterkpunt of die keerpunt by die Stormers lê juis in die ervaring wat hulle agterlyn het. En as jy gaan kyk na spelers wat in en om daai agterlyn is, dan is dit baie maklik om die Springbokke uit te wys, maar ek dink byvoorbeeld aan 'n Du Plessis wat geweldig van onskatbare waarde is. Ek dink aan 'n Roan Nel wat van onskatbare waarde is, wat nie net daai sewees verandering gemaak het nie, maar wat gewys het, weet jy, hier's iemand wat eintlik perfek pas in die maal van die 15 skodes. En ek dink daai spelers is jy geneig om oor te kyk as gevolg van die Springbokke wat deel is van die Stormers, maar dis die tipe spelers wat die kommunikasie bring op die verdediging. Ons het gesien hoe iemand soos Jacques Fourie ongelooflik goed was op verdediging, maar dit was sy kommunikasie geweest. En ek sien so 'n bietjie van Roan Nel daarbey. Ja, dankie Michael, lekker vooruitsig en daar sal baie besoekers van natuurlik Johannesburg en van die Gauteng area al op vakansie wees in die Kaap. So ek dink dit is 'n perfekte kans om 'n lekker rugby te kom kyk. Die Stormers ondersteuners, hopelik vir die Stormers ondersteuners is almal of vir die Stormers span is almal nie al by die see of by vakansiedorpe nie, dat daar lekker ondersteuning kan wees in die Kaapstad stadion vir 'n groot wedstryd. Dis 'n lekker tyd van die dag ook. En van die ander wedstryde wat Saterdag plaasvind, Benetton teen Zebre, dis twee Italiaanse spanne, 4:00 die middag is daar afskoptyd, en dan Glasgow Warriors teen Edinburgh, ook twee Skotland spanne, groot wedywering wat daar gaan plaasvind. En dan net so op sononder is die Sharks tuis teen die Bulls. Dit is baie groot in Durban, en daar's sekerlik ook vakansiegangers van Gauteng, van Pretoria, wat al in die kus daar by Durban rond is, wat daai wedstryd kan gaan kyk. En kom ons hoor eerstens wat sê Johan Ackerman. En Johan Ackerman is natuurlik die afrigter van die Bulls, en daar's met hom gesels na die vorige Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd teen die Lions, wat teleurstellend was vir die Bulls. Dit was op Loftus Versveld. Die Lions het gewen. Kom ons hoor wat sê Johan Ackerman as hy so 'n bietjie terugkyk na daai wedstryd. They on the field, they see certain space. We obviously want to attack all areas of space. If that means it's through a kick, by playing territory through a kick, because they give you that space. Willie kicked a few times down the middle that I felt we got good reward, then so be it. If it is by holding the ball, and there was 3 or 4 times we could have easily played around them, and opportunity was there, and then it's an inaccurate pass. So what I'm saying is the players, the decision making with the kicks and the runs could probably been better by sometimes we run when we should have kicked, and sometimes we kick when we should have run. But it is when we decide on something, it's that accuracy, that we sometimes just see the space, but we don't finish, or we get to the space like we put Cheswell in space, but then we knock the ball on the floor. So that's what I say. So it's from individual guys. So we as coaches, as a team, just have to make sure that we look at ourselves and fix those mistakes. Dit dan Johan Ackerman, daar's baie druk op die afrigters. Hy is die nuwe afrigter van die Bulls. Hy het natuurlik ook vir die Lions afgerig. Was nie goed as hy nou tuis verloor nie. Nou moet hulle wegwedstryd gaan speel teen die Sharks, en die Sharks het 'n baie sterk agterlyn, baie sterk voorspelers, en as al die Springbokke wat moontlik beskikbaar is gaan speel, is dit 'n baie sterk span in albei kante. Klomp Springbokke wat daar gaan speel, en dit is juist waaroor ek en Mike Potgieter gesels het, want daar op by 30 wat opdraf is daar 'n klomp Springbokke. So ek gesels met Mike Potgieter. Mike, is 'n groot een in Durban. Dit is die Sharks tuis teen die Bulls, en Springbok teen Springbok. Daar's baie Springbokke op baie veld. Is nou 30, is dit meer as die helfte van die spelers wat op die veld is. So dit gaan 'n groot stryd wees. Dis nie net vir punte nie. Is 'n bietjie wedywering vir hy groen trui ook so tussendeur ingemeng. Ek dink dis wat ek geniet van hierdie tipe Suid-Afrikaanse spanne wedstryde. Dit is soos jy sê, maar veral tussen hierdie twee spanne, Springbok teen Springbok. En ek dink dit is waar daar groot vrae basies kom by jou as individu om te wys. Weet jy wat, jy is gekies bo my, of weet jy wat, ek is die een wat gekies is, ek moet wys dat ek beter as jy is. En ek dink daar's soveel spelers, as ons nou begin om name en lys vir lys gaan vergelyk met die twee spanne, dan wil ek vir jou sê, hier behoort niks meer as 3 tot 5 punte tussen hierdie twee spanne te wees nie. Maar deur die loop van die seisoen was dit die Sharks wat ek dink die groot vraagteken gehad het by hulle as individue. Maar kort op hulle hakke is die Bulle, want jy kyk na daai spanlys en jy dink vir jouself, maar die Bulle is nie veronderstel om 'n moeilike seisoen eintlik te hê nie. En ek wonder net wat dit is. Ja. 'n Moeilike tye val op die afrigtingskant vir albei spanne. Dit is John Plumtree is nou weg, dit is JP Peterson wat instaan. Dis die enerzijds. Die ander kant by die Bulls het Johan Ackerman vind nog absoluut sy voete. Hy is maar nou net 'n paar wedstryde in daai stoel. So dis nie baie verander nie. Die afrigtingsspan is hulpafrigter, sy bestuurspan, sy spelers is nog dieselfde Johan Ackerman se, maar nuwe afrigter
Dis nie so maklik nie. En jy kom druk nie net knoppies en sê ons wen nie. Dis die een ding wat ek onthou toe John Plumtree ingekom het, was hy onbeskaamd geweest om te sê die spelers wat nou gekontrakteer is, het ek nie my hand in. En dit is my eintlik baie moeilik. En ek dink 'n ou is geneig geweest om dit amper half te oorsien met iemand soos Johan Ackerman, waar jy gesê het, jy's hierdie afrigter wat soveel sukses behaal het by die Lions, soveel sukses behaal het oor see waar hy was, hy gaan sukses behaal hier by die Bulle, want kyk die spelers wat hy het. Maar ek dink 'n ou is geneig om te vergeet, soos jy sê, hierdie afrigter het ook sy manier van dinge doen. Hy het sekere spelers wat hy graag deel wil hê van daai patroon wat hy sal wil tentoonstel. Dis nie 4 wit lyne. Ek dink egter ook iemand soos Johan Ackerman is 'n speler wat nie net die speler kies nie, maar die mens kies. En ek dink dis waar sy sterkpunt het, die verhouding wat hy het met die spelers. So ja, dit is nou 'n bietjie van 'n swaar trek al aan die een kant by die Bulle en dit is 'n moeilike tyd dink ek by die Bulle, maar ek dink nie jy moet vergeet waarmee hulle besig is nie. Johan Ackerman is baie soos 'n Rassie Erasmus wat bietjie vooruitwerk. So hy is dalk nou besig om te werk aan wat volgende jaar gaan gebeur. Net vinnig op die Bulls, want hulle het 'n baie sterk pak en hulle het sterk spelers wat baie goeie Springbok blootstelling gehad het, omtrent dat die hele vaste 5 omtrent. En dan sit hulle met 'n goeie 10 in Pollard, hulle sit met aanvallende spelers Kenan Moody en as hy terug is Kurtley Arendse. Dis eintlik 'n span as jy kyk op papier, moet hy eintlik die span in Suid-Afrika wees wat toon gee. En ek dink dis amper hoekom ons so al verbaas is oor waar die Bulle en die Sharks eintlik nou vir hulle self bevind, want die Sharks is 'n span wat die Verenigde Kampioenskappe skildkompetisie met die Europese ding amper half gewen het. Hulle het die Europese skildkompetisie gewen. So jy dink dis 'n span wat sal aangaan in die Verenigde Rugby Kampioenskap met daai momentum. Die Bulls daarteen is die span wat verlede jaar in die finaal gespeel het, Tuis Bodem finaal gehad. So jy vra jouself die vraag, waar het dinge so vinnig verander en hoekom het dit so verander, want die spelers is tog dieselfde. En ek dink dis daai boutydperk waardeur ons nou gaan, daai verhouding boutydperk van die veld af wat ons nou sien. Ja, dankie Michael, lekker vir uitsig. Dit is Sharks teen Bulls, 6 die afskoptyd, dit is Saterdag. So daar's 2 wedstryde, so lekker naby aan mekaar. Eers is dit 3:30 die Stormers en die Lions en dan is dit die Sharks wat speel teen die Bulls. So lekker rugby so op 'n vakansie Saterdag. Nog ander wedstryde in die Verenigde Rugby Kampioenskap, die Ospreys wat tuis speel teen Munster, dit is 7:30 afskoptyd. Dragons teen Connacht, dit is 9:45 kwart voor 10 die aand vir die wat nog krag het van nog 'n klomp rugby om te kyk. Dit is die Verenigde Rugby Kampioenskap wat nou voortgaan, so lekker opwindende rugby. Kom ons vat 'n advertensiebreek. As ons terugkom, dan gaan ons kyk wat in die sokkerwêreld gebeur, waar by die Engelse Premierliga. Welkom terug by In die Tunnel. Ons gesels internasionale sport. Ons kyk wat op die rugbyveld gebeur en ook op die sokkerveld is dit nog nie vakansietyd nie. Dit is Engelse Premierliga wat voortgaan. Baie belangrike naweek wat die naweek is en daar's 'n hele paar interessante wedstryde. Natuurlik is dit die voorlopers daar op die puntelys is dit Arsenal en Manchester City wat nog sal probeer vasklou aan daai voorsprong en dit is om 'n voorsprong te hê in die nuwe jaar gaan baie werk wees, maar hulle moet 38 wedstryde, liga-wedstryde speel in die seisoen, so daar's nog baie sokker wat voor lê. Kom ons kyk wat gebeur komende naweek. Dit is Saterdag Newcastle wat tuis speel teen Chelsea. Dit is 2:30 is daar afskoptyd en dan sit Bournemouth wat tuis speel teen Burnley. Dit is 'n 5:00 die middag afskoptyd en Scott Parker, die afrigter van Burnley, wat goeie werk doen by Burnley en kom ons hoor by hom wat hy ook te wagte is van sy span. Yeah, we keep fighting. I get there's part of me what gets the frustration, there's part of me what doesn't. I understand that that's the way football is currently, and I understand that the way football is that you lose a goal or you concede a goal, the reaction is that we boo these days. You lose a game of football, the reaction is you boo. Look, all I can say is it was only 4 months ago that I was standing on a balcony
been hugely successful along with his team, and like I said, I know football moves quickly, and within 4 months' time there's the huge disappointment. I'm hugely disappointed, we all are. Like, all of us are hugely committed, and we're absolutely giving everything. We're giving everything, and like I said, tonight we're hugely competitive. We're really in the game. This is a group of boys that are absolutely giving absolutely everything, along with me and my staff. And I get at the end of it the only thing that we're really judged on, and I'm judged on, this team are judged on, is whether you win or not. Now, I don't agree with that fundamentally, but I understand it. I'm sad, I'm upset, because in such a short space of time, the success we had last year, there's huge disappointment now, and the contrast of what we do was there tonight to see when I'm walking off the pitch, right? And that kills me, to be quite honest with you. Absolutely kills me, because nothing's changed, and the devotion, the hard work, the commitment that we've all put in last year is exactly the same this year, and at times we just fall in short. And I think I said it in my press before the game that these are the moments in what we need to stand together. Then there are times when, of course, me as a coach of this group need to be ultra critical, and for sure I will be, but we are absolutely foot to the floor, giving everything we can. Dan Scott Parker, die afrigter van Burnley se sokkerspan. Moeilike wegwedstryd vir hulle teen Bournemouth, en dan is dit Brighton wat tuis speel teen Sunderland. Daai wedstryd is 5:00 die middag. En dan sit Manchester City, 'n belangrike wedstryd vir hulle teen West Ham. Dit is 5:00 die middag. Tuiswedstryd vir hulle. En nou kom ons hoor ook die mening van die afrigter van Manchester City. Dit is Pep Guardiola. Savio in a moment will make a click in the final third to make a not bad the goal, for example. So always we talk about the people up front. Front is numbers. It's goals and assists, goals, goals and assists, goals. So the people up front is there. And Savinho created a lot last season, but the final third, a little bit too hectic in the right moment. And then the moment he improved that, because he's so young, 21, 22 years old, so the more improved he will be a top-class player, because he can play on both sides, his soul speed, his work ethic, and he created a lot last game against Huddersfield, because for me, when I analyze what they do, the body language, and especially the decisions you take, it doesn't matter you play Championship, Premier League, League One, League Two, it doesn't matter. It's how you do it and create a lot. And Sabio, the moment we make this step, the natural way it will come, Savinho will be a top player for Man City. And just finally, Erling can benefit, I would imagine, as well, couldn't he, from having that consistency of those players around him in form, because obviously now we've got Doku's been fantastic so far this season, Foden's coming back, Savinho, you know. And Omar will be back, and Cherki will be back, and I know nobody believe me, but I'm incredibly optimistic and positive what's going to happen this season. Dan Pep Guardiola, uitgeslaapte afrigter, en ek dink dit is die span om dop te hou waarskynlik in die Engelse Premier Liga, Manchester City. Hulle weet hoe om hierdie kampioenskappe in hierdie groot Engelse Premier Liga te wen. Hulle het al baie van hulle die afgelope 5, 6, 7 jaar gewen. En 'n Arsenal wat juist elke keer net so tweede geëindig het, of 'n paar keer al tweede geëindig het, baie druk op Arsenal, maar dit is Manchester City dan teen West Ham 5:00 die middag. Wolverhampton, hulle speel tuis teen Brentford, en Wolverhampton wat 'n baie moeilike seisoen het, hulle is onderaan die punte leer, en hulle speel 5:00 teen Brentford. Tottenham Hotspur, hulle speel tuis teen Liverpool, en 'n Liverpool wat 'n bietjie van 'n sukkelende seisoen het, bietjie op en af, hulle val bietjie terug. Verdedigende kampioene natuurlik, baie moeilik om dit 2 keer in 'n ry te wen, maar Manchester City het dit 'n paar keer gedoen. So dit is Tottenham Hotspur tuis teen Liverpool. Maar kom ons hoor wat sê Arne Slot, die afrigter van Liverpool. Yeah, that's funny. Yeah? This is what people now say. If you won 2-0, then all of a sudden we were solid, but we conceded so much. I think we conceded in one game more than we did in the last 4 games. But now all of a sudden it's solid because we won the game, and when we had a draw, conceding in the last minute against Leeds, I assume that people weren't as positive as after this game. But we had a lot of chances as well. We played, in my opinion, we are starting to play better and better on the ball as well. And from last 5 games we played, we kept 3 clean sheets. And that is something to build on, especially after conceding 4 against PSV and 3 against Nottingham Forest.
Arne Slot, die afrigter van Liverpool, hulle speel dan tuis 7:30 teen Tottenham Hotspur. Arsenal het 'n moeilike wegwedstryd en hulle speel teen Everton en op hierdie stadium is elke wedstryd waarskynlik moeilik in die Engelse Premierliga, maar dit is 'n 10 uur afskoptyd, dis Namibiese tyd, is dit Everton tuis teen Arsenal. Ook 'n uitgeslaapte afrigter, Mikel Arteta, hy het nou sy voete mooi gevind by Arsenal en ek dink hy weet wat dit behels om hierdie groot kompetisie te wen, maar hy sal wedstryde soos teen Everton moet wen. Kom ons luister, hierso is Mikel Arteta. Those statements we're talking about them every 3 days. So after beating the Spurs at home, then we had to make the statements against Bayern Munich. We've done that, and now we have to go to the next one. That's where we are. We knew the importance of the week. Not only that, what is coming afterwards, after 3 days, is going to be exactly the same. Nothing is going to change, but we are super motivated for the game. Good luck. Thank you. Jake from the Premier League. Hi. Hi. If you do win on Sunday, though, how will you keep a lid on expectations? We don't talk about it's not a lead or no lead. I think we need to understand basically what we have to do to be better than the opponent, to have the chance to win. And if we are able to accomplish that, we'll be to do the same in the next game. Nothing was going to change. Een afrigter van Arsenal, Mikel Arteta. En die laaste wedstryd van Saterdag in die Engelse Premierliga is Leeds wat speel teen Crystal Palace. Dit is 'n 10 uur afskoptyd, dit is Namibiese tyd. Sondag ook een wedstryd, of net een wedstryd, is Aston Villa wat tuis speel teen Manchester United en daai wedstryd is 6:30, dit is Sondagmiddag. Ons wat 'n advertensiebreek en as ons terugkom, dan gaan ons kyk wat op die golfbaan en ook in die bokskryt gebeur. Welkom terug by In die Tunnel. Ons gesels internasionale sport reg oor die wêreld en 'n goeie tyd om in Mauritius te wees is om golf te speel en vakansie te hou, maar nou kan mens albei doen. Dit is die Mauritius Ope golftoernooi. Dis die beroepsspelers natuurlik, maar mense kan dit gaan kyk en self ook speel in Mauritius. Maar as vakansietyd in Mauritius is somertyd en dit is die Heritage Golf Club wat die gasheer gaan wees vir die golf die Mauritius Ope en dit is deel van die DP Wêreld Tour, so van die Europa se beste spelers wat daar in aksie gaan wees. Pragtige golfbaan soos mens kan dink by Mauritius, dis 'n baie mooi eiland en kom ons kyk gou na 'n voorskou. Dit is moontlik gemaak deur die borg AfriAsia Bank en ons kyk wat te wagte kan wees vir die Mauritius Ope. Obviously the first time being here, but yeah, this course is unreal. It's probably one of the most picturesque courses I've played in a long time. It's fantastic. Seriously, I'm over the moon. Wat dit dan 'n voorskou van die Mauritius Ope, dis 'n pragtige golfbaan, pragtige wêreld Mauritius en dis AfriAsia Bank wat dit moontlik gemaak het, die voorskou van die toernooi. Nou kom ons gaan na die bokskryt en dit is Anthony Joshua, swaargewig, voormalige swaargewig bokskampioen wat boks teen Jake Paul. Jake Paul word eintlik beskryf in Engels as 'n YouTuber, maar hy kan goed boks, hy kan nie sleg boks nie, maar hy het 'n paar snaakse opponente al gehad, onder andere laas jaar het hy geboks teen Mike Tyson, wat Mike Tyson is al baie oud en baie het gesê dat hy geveg moes nie plaasgevind het nie en dit ook gelyk of Jake Paul 'n bietjie teruggehou het. Vraag wat mens eintlik moet vra is of Anthony Joshua toegelaat sou geword het om teen Mike Tyson te boks. Dis miskien 'n aanduiding van wat hierdie boksgeveg behels, maar dis 'n amptelike boksgeveg en dit is oor 8 rondes. Dit is in Miami. So Anthony Joshua, voormalige swaargewig bokskampioen teen Jake Paul. Nou dit is net
Netflix wat eintlik maar die anker is daarvan, so daar's baie mense wat daarna kyk. Die Jake Paul teen Mike Tyson geveg, het 60 miljoen mense die geveg gekyk op Netflix. Weereens kan mense dit kyk op Netflix, dis in Amerika natuurlik hier, so dit is later die aand op Vrydag, eintlik maar Saterdagoggend eers Namibiese tyd wat dit dan gebeeldsend word. Dis Anthony Joshua, natuurlik 'n voormalige wêreldkampioen, uit 28 gevegte al geboks. Hy het net 4 keer verloor, maar hy het ook 25 uitklophoue, so dit is wat Jake Paul baie versigtig sal moet wees. Hy het baie uitklophoue in sy wenne, en een van sy groot prestasies was Olimpiese goud in 2012, en dit is Jake Paul wat 12 keer geboks het, 1 keer verloor het. So kom ons kyk wat gebeur. Dit is Anthony Joshua, voormalige swaargewig bokskampioen wat boks teen Jake Paul. Maar kom ons kyk ook vinnig na voorskou van hierdie boksgeveg. They say I'm unproven, untested, that I talk big and fight small. Well, surprise, bitch. It's time for America to see what real power looks like. I want to see who's still talking when this right hand flies. This is the fight that shuts everyone up. This is the fight that shuts man down. This is the moment. This is what you want in boxing. Incredible! What a shot! It is lights out! Ter in die voorskou Anthony Joshua teen Jake Paul, en dit is Namibiese tyd, is dit vroeg Saterdagoggend wat daar boksgeveg gaan wees, en dit is op Netflix wat dit gevolg kan word. Dit is ons program in Entonal, alwaarvoor ons tyd het, lekker sport om na uit te kyk, veral die rugby en die sokker is baie opwindend. Die rugby is vir my groot, ek gaan albei wedstryde kyk, dit is in die Kaap, is dit die Stormers teen die Lions, en in Durban 'n groot derby, en dit is die Sharks tuis teen die Bulls. Lekker sport naweek vir almal, ek groet.